Welkom by die Boekwurm. Hier lees ons vir julle Afrikaanse verhale en kortverhale voor om te geniet, terwyl jy 'n werkie doen of net wil ontspan. Ons vra dat u die hou van en subskripsieknoppie sal druk, sodat ons u op hoogte kan hou van nuwe verhale om na te luister. Laat weet ons wat u van die verhaal dink en gee gerus voorstelle by die kommentaar wat ons sal help om die kanaal te verbeter. Dit sal hoog op prys gestel word as u die kanaal deel indien u dit geniet het. Dit sal ons help om die kanaal te laat groei en ons motiveer om meer verhale te plaas. Baie dankie vir die ondersteuning. Kopiereg word deur die skrywers behou. Voor ons die storie begin, wil ek julle graag vertel van die skrywer se nuutste uitgawes. Tydreise. Geheime. Antieke wêrelde. Dit is die wêreld van die kinders van die gode, 'n splinternuwe avontuurlustige boekreeks deur Antoinette Venter, uitgegee deur Protea Boekhuis en pragtig geïllustreer deur Fyodor Kie. Volg 3 gewone kinders, Seno, Cassandra en Jabari, soos hulle het buitengewone afkoms ontdek. En elkeen moet op sy of haar manier die antieke wêreld red. Van Pompeii tot Atlantis, van meerminne tot reusemammies, dis mitologie en aksie met 'n vonkel humor en hart. Perfek vir jong dromers tussen 9 tot 109. Nou beskikbaar by boekwinkels en aanlyn. Sien die skakel in die beskrywing. Sit agteroor en geniet die kortverhaal. Mot deur Antoinette Venter. Die skuim van die shampoo brand nog in haar oë toe Gertruida dit met die waslap afvee. Deur die wasem op die badkamervenster sien sy die bekende silhouet. Die geitjie sit weer daar, roerloos op die vensterbank, sy oë vasgenaal op haar naakte lyf in die bad. Elke aand dieselfde ritueel. Elke aand dieselfde stilswye tussen hulle. Mot fladder skielik teen die ruit, sy vlerke 'n waas van poeieragtige wit teen die glas. Die insek dans net buite bereik van die reptielse hongerkake, onbewus van die gevaar wat loer. Gertruida se hart ruk toe die geitjie se tong soos 'n rooi blits uitskiet. Pas op! Die waarskuwing ontsnap oor haar lippe, maar dit tref net die koue glas. Die mot fladder onverstoord voort, dansend in sy eie doodsdans. Dan sien sy die tweede een. Nog 'n geitjie wat homself aan die ander kant van die mot posisioneer. Die insek sweef tussen 2 hongerbekke, gevange in 'n web van instink en noodlot. Gertruida, lig jou dik gat uit daai bad en kom gee my kos. Koos se stem sny deur die stoom en stilte. Dit laat die water om haar rimpel, asof selfs die bad van sy woede terugsidder. Sy huiwer, haar hand op die rand van die bad. As Koos praat, moet sy luister. Dit is die reël. Die wet van hulle huis. Maar vanaand voel haar lyf swaar, haar wil om te gehoorsaam nog swaarder. Sy het tyd nodig. Net 'n paar minute meer om krag te versamel vir die storm wat voorlê. Ek kom nou, skattebol, roep sy terug, haar stem 'n meesterstuk van kalme beheersing. Ek skeer net gou my beenhare. Die snork wat deur die gang ego, dra sy minagting soos 'n vlag. So dik soos 'n bis, dan wil sy nog beenhare skeer. Die woorde tref haar nie meer soos vroeër nie. 20 jaar se beledigings het 'n eeld op haar hart gelaat, 'n pantser teen sy giftige tong. Sy laat haar oë weer na die venster dwaal. Die mot is weg. In sy plek sit net die 2 geitjies. 'n vlerk, wit en delikaat, kleef nog aan die een se bek. Die skeerlim gly oor haar vel, te vinnig, te hard. Bloed wel op 'n klein druppeltjies teen haar enkel. As die vader vir 'n mot kan sorg, sal hy dan nie ook vir haar sorg nie? Of is hy besig om dit te doen, net op maniere wat sy nie verstaan nie? Is wat sy beplan sonde? In die hof tel versagtende omstandighede. Seker in die hemel ook. Vroumens, ek is honger. Die bols brandewyn in onmiskenbaar in sy stem, elke lettergreep deurdrenk met alkohol en woede. Net 'n oomblik. Haar stem kraak effens. Vader, gee my asseblief krag, fluister sy teen die koue teels. Die mot is terug. Of is dit 'n ander een? Hoe lok die geitjies hulle so maklik? Feromone. Hormone. Of is dit maar die lot van alle vroue om verlei te word deur roofdiere wat hulself as minnaars vermom? Soos Koos haar destyds met black labels en beloftes gevang het. Die skoolkaptein met die hemelblou oë en die glimlag wat haar knieë laat knak het. Waar is daardie man nou? As jy nie nou jou gat roer nie, breek ek hierdie fokkendeur af. Die dreigement jaag haar uit die bad uit.
Sy ken daardie toon, daardie spesifieke oktaaf van geweld. Haar pakslaa is naby as sy nie nou beweeg nie. Voor die venster speel die finale toneel af. Die mot terug van waar ook al, fladder reguit in die eerste gytjie se oop bek in. Die tweede een ruk nader, steel 'n stuk vlerk wat nog uitsteek. Gertruida se maag maak 'n draai. Die braaksel brand in haar keel voor dit op die badkamervloer spat. Die dom mot. Al die kans in die wêreld om te ontsnap, maar sy kies om opgevreet te word. Met bewende hande borsel sy haar tande, die smaak van gal nog skerp op haar tong. Die japon gly oor haar lyf, die ou blou een met die geskeurde soem wat sy aanhou vir dae soos hierdie. Daar wanneer sy onsigbaar moet wees. Die kombuis ruik na ou kos en suurdrank. Koos sit by die tafel, sy lyf 'n berg van teleurstelling in 'n ou trui. Sy skep die sop op, sit dit voor hom neer met die versigtigheid van iemand wat 'n wilde dier voer. Alweer fokkend sop. 'n Vlieg soem verby, slim genoeg om die breingomstrook aan die plafon te vermy. Die dooie insekte wat daar hang lyk soos klein swart korsies teen die kleeflint. Dis amper einde van die maand, sê sy sag. Die woorde wat sy wil byvoeg, dat hy haar salaris op perde en drank gemors het, bly ongesê. 20 jaar se ervaring het haar geleer wanneer om stil te bly. Dis tyd dat jy vir 'n increase vra. Ons kan nie so aanhou suffer nie. Die ironie laat haar amper lag. Ons suffer. Hy wat heeldag op die bank lê met 'n bottel as metgesel. Breinsop drup oor sy ken. Sy hou die toiletpapier na hom uit, kyk weg van die walging. Hoe het die skoolheld, die man wat enige meisie kon kry, in hierdie wrak verander? Was sy ouers reg? Is dit haar skuld? Omdat sy ongeleë swanger geraak het, omdat hy moes trou, omdat sy hom van sy drome beroof het. Maar sy het tog nie alleen haar bene oopgemaak nie. Hy was ook daar, gretig en gewillig. En haar drome. Die beurs vir universiteit wat sy moes laat vaar. Die lewe wat sy kon gehad het. Marietjie kom die naweek, probeer sy die gesprek in 'n ander rigting stuur. Ek hoop sy kom nie net weer hier plak nie. Geld groei nie op bome nie. Die woede bou in haar bors. Wees eerder dankbaar, jou enigste kind verwaardig haar nog om by haar slapgat van 'n pa te kom kuier. Hoekom lig jy nie jou eie gat van daardie bank af en kry vir jou 'n werk nie? Die oomblik toe die woorde uit is, weet sy dit was 'n fout. Mot kan nie in 'n gytjie se bek kak en skotvry daarvan afkom nie. Sy wag tot sy hom hoor snork voor sy na die badkamer sluip. Die pistool lê waar sy dit gelos het, tussen die vuil wasgoed. Roan se pistool. Roan met sy sagte stem en beloftes van 'n beter lewe. Haar vingers sluit om die koue staal. Is dit die antwoord? Die uitweg? In die spieël vang sy 'n glimp van haarself. Die persmerke op haar wang waar Koos haar gister gegryp het. Die blou om haar oog van verlede week. Die littekens wat niemand sien nie. Die plan is perfek. Roan het alles uitgewerk. Laat dit lyk so selfdood. Die lewensversekering sal uitbetaal. Sy sal vry wees. Met die pistool in haar hand loop sy terug kamer toe. Koos lê op sy rug, sy mond oop, snorkgeluide wat die kamer vul. Die man wat haar een sy Triapiti genoem het. Die man met wie sy ligkastele gebou het. Wanneer laas het hulle liefde gemaak? Regtig liefde gemaak, nie die dronkgedoente wat hy seks noem nie. Daardie dag voor hulle troue, dink sy. Die kerk se trappe is koud onder haar. Roan kom langs haar sit, sy naskeermiddel te sterk, te soet. Is dit verby? Sy stem vibreer van opgewondenheid wat hy skaars kan verberg. Sy skud haar kop. Ek kon nie. Ek gaan hom môre sê ek wil skei. Nee, Hy gryp haar arm. dit sal nie werk nie. Ons het die versekeringsgeld nodig. Jy het beloof, Gertruida, vir ons toekoms. Die waarheid tref haar soos yswater. Dit het nooit oor haar gegaan nie. Sy was net nog 'n mot gelok deur 'n ander soort gytjie. Sy druk die pistool in sy hand, staan op. Totsiens, Roan. Sy loop tot haar voete bloei, tot die pyn in haar hart na haar tone verskuif. By die see trek sy haar rok uit, gooi dit op die sand. Die water is koud, maar verwelkomend. Dit was die gytjie se spoeg van haar lyf af. Dit verdrink die mot.
Toe sy ure later uit die golwe stap, is sy nie meer wurm, pappie of mot nie. Sy is 'n skoenlapper. Een wat weet waarheen sy moet vlieg. Môre sal sy by 'n prokureur aanklop. Môre sal sy die eerste tree van haar nuwe lewe neem. Nie as slagoffer nie, maar as oorwinnaar. Die geitjies op die badkamervenster sal maar 'n ander prooi moet soek. Hierdie mot het geleer om te vlieg. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.